Wees gegroet uit die Suidlander Tegniese Departement. Ons gaan vandag verder met ons mobiliteitsbespreking binne die subdepartement Meganies en Transport. Vandag plaas ons die klem op benodigde spasie en beskikbare opsies. Voortspruitend uit die vorige bespreking rakende mobiliteit tydens oproer, wys ons waarom 'n diensbare voertuig prioriteit en voortdurende aandag moet geniet. Die voertuig wat jy het of kan bekostig, is die voertuig van keuse. Daardie voertuig se diensbaarheid kan die kanse op oorlewing bepaal. Indien die voertuig in 'n tyd van nood nie diensbaar is of onherstelbaar omklaar raak nie, het Suidlanders reeds ander vervoersopsies beskikbaar. Indien jy tans nie oor 'n voertuig beskik nie, is Suidlanders 'n netwerk waar jy met enersdenkendes kan saamwerk in terme van mobiele ondersteuning. Hierdie ondersteuning sal egter in groepsverband plaasvind en nie op individuele of familiegrondslag nie. In giere weersomstandighede of met persoonlike beperkings, is dit noodsaaklik om 'n diensbare voertuig te hê wanneer nodig. Bevestig die beperkings en behoeftes met die onmiddellike leier. Maak seker dat die navraag effektief en in belang van jouself en ander aangespreek word. Maak seker dat daardie reëlings daagliks in plek is. Mense se omstandighede verander voortdurend. Skakel in en raak betrokke by lede rondom u. Dit bring ons by die voertuig van keuse, die betroubare voertuig wat jy daagliks gebruik vir pendel. Hoe hou ons dit diensbaar en gereed sou daar 'n noodsituasie sou opduik? Moontlike anargie op sigself behoort nie die enigste rede te wees vir diensbaarheid nie. Dag-tot-dag mobiliteit is vanselfsprekend belangrik. Indien jy nie seker is nie, raak betrokke by mense wat wel die tegniese vaardighede het. Jy kan die eie vaardighede in ander rigtings weer in ruil aanbied as vergoeding vir hulp met die mobiliteit. Op hierdie platform gaan ons nie elke moontlike scenario in diepte bespreek nie, maar eerder fokus op die ooglopende klein jakkalsies wat die wingerd verniel. Daar is soveel fabrikate, elk met hul eie ontwerpe, dat ons nie alles hier kan bespreek nie. Elke voertuig het voordele en nadele. Ons werk dus hier met dit wat jy reeds het, beplan of dalk aan te skaf. Jou keuse van voertuig. Deur ons lewensjare verander ons behoeftes. 'n Jong gesin van 4 se behoeftes verskil van die van 'n afgetrede egpaar, wat weer verskil van 'n enkellopende persoon van 20 of 70. Indien jy nie reeds die voorbereiding by 'n veilige punt stoor nie, moet jy vanselfsprekend kyk na groter laaispasie. Hoeveel noodvoorraad beplan jy? Hoeveel pakspasie benodig jy? Het jy al 'n bepaling en 'n lys gemaak van wat jy in 'n noodgeval sou saamneem? Dit sal die volume spasie bepaal. Bevestig binne jy groepe wat die minimum vereistes is, indien jy byvoorbeeld 7 dae op die voertuig sou moet staatmaak. Dit is kardinaal dat jy oefen om die tydstuur van pak deur oefening te beperk. 'n Goeie idee is om die noodvoorraad en items so te stoor, dat dit 'n kwessie is van direk in die voertuig te kan pak. Het jy 'n klein of groot bakkie of 'n kar, met of sonder 'n sleepwa? Voorwiel of agterwiel aangedrewe? Diesel, petrol of selfs elektries? In kort, voorwiel aangedrewe voertuie het nie die sleep en laai vermoë van agterwielaandrywing nie. Swaar gelaaide bakkies en sleepwaens is nie so mobiel of rats soos 'n klein en ligte voorstedelike karretjie nie. Maar daardie karretjie gaan nie 'n 2-spoor pad oor klippebaas raak nie. Ons oefen en ry gereeld ons roetes, maar daar is geen waarborg dat daardie roetes begaanbaar sal wees wanneer u en die medereisigers daardie spesifieke pad moet gebruik nie. Die senior leiersgroep sal daardie besluite op grond van intelligensie en beskikbare inligting neem. Nou kom ons by karavane en sleepwaens. U voertuig bepaal u sleepwaan se grootte of anders om. 'n Klein 1,3 liter karretjie kan nie 'n swaar volgelaaide 5,0 meter lange swaar sleepwaan of luukse karavaan sleep nie. Maar 'n 1 ton dieselbakkie se onderstel, radkas en engine is ontwerp vir sodanige vragte. Die 1,3 karretjie sal dalk wel met 50% van die brandstof van die 1 ton bakkie hier by dieselfde plek bring. Hiermee sê ons nie klein karretjies kan nie sleep nie, maar die totale massa van beide voertuig en sleepwaan sal baie minder wees. U behoeftes, vermoëns en begroting bepaal u kombinasie, grootte en tipe. Vra hulp by kundiges indien nodig. Oor jare het vervaardigers voertuig sleepvermoëns, sleepwaans en karavane aangepas om so veilig en lig moontlik te sleep.
Dit is dus ononderhandelbaar om te weet wat u wil saamneem. Dit is elke huisgesin se eie verantwoordelikheid om hul behoeftes te bepaal en binne sodanige beperkings te bly of aan te pas. Sou u veilige omgewing moet verlaat, moet u bewus wees dat dit wat u nie saamneem nie, u sonder moet oorleef. Ons as 'n buitelug mense neig dikwels om te veel te wil saamneem. Elke gesin se behoeftes is uniek. Om u eie voertuig te oorlaai, plaas u die hele groep saam met u onder druk. Bevestig die trekvermoë van die trekstange en voertuig. Alle fabrikate is verskillend. Sleephakke en stange is ontwerp vir spesifieke laste. Bly binne daardie beperkings. Die vrag moet altyd gebalanseerd gepak word, beide voor na agter en van links na regs. 'n Ongebalanseerde sleepwa plaas uself, u passasiers en die vrag in gevaar. Die vrag moet altyd meer op die voor- as agterkant hê om stabiliteit te verbeter. Enige karavaan of trailer moet so gepak word dat die massa op die trekhak ongeveer 75 kg is. Die op die pad massa van die sleepvoertuig moet ook vir die massa van die sleepwaan toelaat. Enige ligte sleepvoertuig met 'n swaar gelaaide sleepwa agter is 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. Wees altyd bedag op die kombinasie van die mobiliteit. Enige vraag wat buite of bo op die voertuig vervoer word, moet deeglik bevestig en stewig vasgemaak wees. Nosvragte of items wat kan skuif, afval of rondbeweeg, hou 'n ernstige gevaar in, vir jouself, die passasiers en ander padgebruikers. Maak seker dat alle toue, ratchets en bevestigings gereeld nagegaan word, veral oor lang afstande of op grondpaaie. Luukse karavane is gewoonlik swaarder en vereis dus groter voertuie en hoër brandstof. Maak seker dat die voertuig en sleepwa binne die totale toegelate vragvermoë van elke individuele en as kombinasie binne die beperkings bly. Ook dat die lisensie u toelaat om te sleep. Die lisensie sal u inlig wat die totale vermoëns is. GVM, Gross Vehicle Mass, is die voertuig se eie maksimum totale massa as dit op 'n skaal sou staan. Dis vol brandstof, passasiers en vrag ingesluit. GCVM, Gross Combined Vehicle Mass, verwys na die totale gekombineerde massa van voertuig en sleepwa. Maak ook seker dat die lisensie u toelaat om die spesifieke kombinasie te sleep. U en die gade of medepassasiers kan van tyd tot tyd oefen in 'n afgeleë parkeerterrein om agteruit te stoot, tussen hindernisse deur te beweeg, teen 'n helling weg te trek en veilig afdraandes te hanteer. Dit is goed om ekstra verwyderbare spieëls te hê as jy weier vrag te sleep. Vanuit 'n alledaagse gebruik is dit goed dat almal betrokke selfversekerd die voertuig en sleepwa van keuse kan hanteer. 'n Goedkoop alternatief vir ekstra spasie is dakrakke. Dit maak die voertuig egter minder hanteerbaar as dit swaar gelaai is en dit is moeilik om op en af te laai. Dit kan ook skade aan die voertuig se dak veroorsaak, maar bly steeds 'n opsie in noodgevalle. Nog 'n Suidlander inisiatief is om sekere items by veilige visvangpunte of oorstaanpunte te stoor. Brandstof kan byvoorbeeld 'n goeie belegging wees, mits die plek veilig is en die brandstof gereeld gerouteer word. Sulke punte kan help om vinniger uit hoë risikogebiede te beweeg en logistiek makliker te maak. Onthou dat hierdie plekke tydelike oorstaanpunte is, wat hergroepering makliker maak en beplanning, logistieke en veiligheidsvoordele bied. In die vorige bespreking het ons reeds bevestig watter onderhoud gereeld uitgevoer moet word. Ons is somtyds laks om die sleepwa se jokkiewiel na te gaan. Dit is nie maklik om 'n swaar sleepwa met die hand te beweeg, posisioneer of op en af te hak nie. Remme, handremme, remmeganismes en kabels op sleepwa moet gereeld gediens word. Roes, veral naby water, en lang tye van onbruik kan ernstige probleme veroorsaak, veral by laars en bande. Maak ook seker dat voertuig en sleepwa lisensies op datum is. Padblokkades frustreer enige reisiger, veral wanneer dokumentasie nie in orde is nie. Om saam te vat, doen wat jy hand vind om te doen, eerder te vroeg as te laat. Die ekonomiese, sosiale, voedsel en politieke situasie plaaslik is tans wisselvallig. Met die verkiesing op hande,
kan dit moontlik aanleiding gee tot sporadiese geweld of oproer onder dele van die plaaslike bevolking. Ons weet nie tans wat 'n moontlike katalisator vir anargie kan wees nie, maar die tekens, plaaslik sowel as internasionaal, dui toenemend op grootskaalse veranderinge en onsekerheid. U wil nie vasgevang wees in 'n omgewing waar wetteloosheid en magstryd aan die orde van dag tot dag oorlewing raak nie. Minderhede word deur die geskiedenis blootgestel aan onregverdige behandeling. Julie 2021 se Zuma-opstande is bewys. Raak betrokke, vat hande en identifiseer met die enersdenkendes. Psalm 91 en 121 en Spreuke 6 vers 23 is van toepassing, elke dag.